Prys die Here. Wel geliefdes, vanmôre het ek 'n boodskap om aan u te bring en hierdie is weer eens 'n profesie aktuele boodskap. Nou alhoewel ek kan die boodskap is lank en ek gaan hom in 2 dele opdeel as die Here wil. Alhoewel hy op my presentation aan een loop, gaan ek op 'n sekere plek stop. En dan sal ek voortgaan op 'n ander keer met die ander gedeelte van hierdie presentation, as ek dit so mag noem. Nou, die titel van vanmôre se boodskap is Staan wanneer ander buig. Staan wanneer ander buig. Ek wil vir u sê dat hierdie is 'n kritiese tyd waarin ons lewe, waar dit lyk asof die hele wêreld uitmekaar uitspin. Verwag die Here van ons om te staan wanneer ander buig voor die afgode van hierdie wêreld. Ons sal later by dit uitkom. Ek gaan eers die profesie aktuele gedeelte hanteer en dan sal ek oorgaan om oor dit te gesels. Ek wil graag 2 skrifgedeeltes met u vanmôre deel. Die eerste skrifgedeelte kom van die boek van 2 Petrus, hoofstuk 3. En ek wil hê dat u moet saam met my lees, sommer daar vanaf vers 9, sodat ons die konteks reg kan kry en reg verstaan. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, die Here vertraag nie die belofte so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Jy sien, dit is die hart van die Here. Hoekom Jesus Christus nog nie gekom het nie is, dit is die hart van die Here, dat die evangelie duidelik uitgebasyn kan word aan elkeen daar buite. Die hart van die Here is nie dat mense hel toe moet gaan nie. Die hart van God is dat mense tot redding moet kom. Dis die hart van die Here. Nou sê in vers 10, maar die dag van die Here sal kom. Ek wil vir u sê, dis 'n belofte vanuit God se woord, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan. En die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Vers 11 sê hierdie aangrypende woorde. Hy sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe dadig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. 1 Petrus hoofstuk 4 wil ek graag uitlees, 'n skrifgedeelte, 1 Petrus hoofstuk 4. Ons lees daar in vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, en as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewendige God, sê die boek van Hebreërs. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Mense maak 'n bespotting oor die koms van die Here. Maar die Here Jesus het beloof hy gaan kom. Maar die rede hoekom hy nog nie gekom het nie, is omdat hy wil hê dat mense moet tot redding kom. Hy wil hê dat die evangelie moet uitbasyn word. Hy wil hê dat die evangelie moet verkondig word. Hy wil jou aktief sien in sy koninkryk en met daardie stelling wil ek u challenge, soos die Engels sal sê. Wat doen jy vir die Here? Wat doen jy vir die Here? Geniet jy die gemak van jou godsdiens? Geniet jy die gemak van jou kerkstoel? Geniet jy die gemak van jou huis, van jou hobby, van jou plesier, van jou genot? Geniet jy daardie gemak? Dis verbygaande, die Bybel sê, alles sal verbrand. Geniet jy die gemak van jou besigheid, die sekuriteit wat dit vir jou bied? Ek wil vir u sê, dat daar's geen sekuriteit daarin nie.
voor die son môreoggend opkom, kan alles van jou weggevat wees. Die vraag natuurlik is dan, hoe lyk jou saak met die Here? Nommer 1, nommer 2 is, wat doen jy vir die evangelie, vir die Here Jesus Christus daar buite, in sy koninkryk? Wat doen jy? Moenie dink deurdat u sekere godsdienstige gedagtes en partytjies bywoon, dit die uitbreiding van die koninkryk is nie. U moet aktief wees volgens dit wat die opdrag van die Here is in Matteus 28, vanaf vers, of jy kan lees in vers 19, hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Gaan dan heen, wat verhoed jou om heen te gaan en disippels te maak? Ons almal moet betrokke wees, dis korrek, nie almal van ons kan predikers wees nie. Nie almal van ons is finansierder vir die koninkryk nie, maar sommige is predikers, sommige is bemoedigers, ander is weer sendelinge, ander is dit, ander is dat, ensovoorts. Maar saam moet ons die evangelie uitbrei. Daarom as ek 'n uitnodiging maak, kom Desember van 2020, as die Here wil, hier na Pietersburg, waar jy opleiding gaan ontvang, versendingwerk om uit te gaan, waar ons jou prakties gaan uitvat, waar ons jou gaan oplei as sendeling, en gaan uitvat op praktiese uitreike om die evangelie te gaan verkondig en die evangelie te verdedig ook, soos Paulus gesê het, hy geroep is om te doen. Reageer dan daarop en kom asseblief. Maar die woord van die Here sê, en as die regverdige nouliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Jy sien die rede hoekom die Here die belofte vertraag, so sommige groot vertraging is dat sy hart is, hy wil hê dat niemand moet verlore gaan nie. En daarom, geliefdes, kan ons sien dat die tyd raak nou meer as ooit tevore. Elke sekonde wat afklik op u horlosie is 'n sekonde nader aan die koms van die Here. En die wêreld, luister gou hierna, die wêreld wat God nie ken nie, wat die Here Jesus Christus nie ken nie, hom nie dien nie, ek praat van die wêreld daar buite. Besef dat die aarde kan nie lank meer so aangaan. En met my voorbereiding en my studies kom ek op soveel dinge af wat liberale, goddelonaars, ateïste, Darwin leringe, mense wat dit volg, waar mense glo dat dinge kan nie meer so aangaan nie, veral in die scientific, vergewe my Engels, in die scientific world. Besef mense, en ek wil daarmee vir u vra, besef jy dat ons is naby aan die koms van die Here? Ek praat van baie naby. Geliefdes, daar's uitlatings wat ek wil maak, wat ek nie nou kan of sal maak nie, maar ons is bitter baie naby aan die koms van die Here. Die eerste, vergewe dat ek die skerm opbring, ek weet hy's bietjie in die pad, maar dit is net vir my om te sien. Nou, vir die wie nou op Facebook kyk, gaan nou nie nou kan sien nie. Daarom wil ek jy aanmoedig om later op YouTube te gaan kyk, wanneer hierdie preek geredigeer is, en wanneer die foto's en die video's en alles daarin verskyn, dan kan u 'n meer vollediger prentjie sien van hierdie boodskap. So Facebook, julle hoor nou die direkte uitsending, maar later die geredigeerde boodskap sal heelwat later op YouTube vandag of môre verskyn as die Here wil. Weereens, ek het hierdie 'n geruime tyd aangehaal, the Bulletin of the Bulletin of the Atomic Scientists. Daar's 'n webtuiste, The Doomsday Clock. En wanneer u intik The Doomsday Clock, dan sal u sien dat hy op die skerm gooi hy uit, closer than ever, it is 100 seconds to midnight. 100 sekondes tot middernag, en hulle glo hierdie, en hierdie is nie 'n Christelike webtuiste nie, dis scientists, atomic scientists, wat by mekaar kom, en wat hierdie klok gestel het, hierdie horlosiewysers gestel het, om te sê hoe naby ons is aan die einde van die wêreld, hoe naby ons is aan die einde van alles, soos wat ons dit ken. En ander nuuskanale, soos BBC, CNBC, ensovoorts, Vice, en baie ander nuuskanale, haal hierdie mense aan,
om dit dan natuurlik te bevestig. En hulle sê ons is die naaste as wat ons ooit was aan die einde van alles. En ons kyk nou eers uit, wat sê die wêreld? 100 sekondes, hulle skuif die oorlosie, soos wat daar nuwe verwikkeling op die aarde is, dit kan baie keer miskien teruggaan, of vorentoe gaan, maar dis 100 sekondes. Laaste keer toe ek 'n opname gemaak het, en ek het hulle aangehaal, was dit 2 minute voor middernag, volgens hulle, middernag glo hulle, is dit verby. En hulle sê, ons is nou 100 sekondes van middernag. Vice, en jy kan sien op die skerm op YouTube, kan jy sien dat Vice haal hulle ook aan, en hulle sê, scientists think we are closer to the end of the world than ever. Ek wil vir 'n berig uit hierdie gedeelte van Vice uitlees, waar hulle vir die Doomsday Clock aanhaal. En hulle sê, according to the bulletin, it's not just nuclear weapons threatening to the end of the world. En dit is nuclear kernwapenoorlog, wat 'n konstante dreiging is vir die einde van die wêreld. Climate change and technological innovations, particularly in the realm of disinformation and cyber warfare, also threaten global security and stability, eintlik is die woord. The recent emergence of the so-called deep fakes, audio and video recordings that are essentially undetectable and false, threatens to further undermine the ability of citizens and decision makers to separate truth from fiction. Ons sien dat daar is 2 dinge volgens hulle, eintlik meer as dit, wat die einde van alle dinge kan veroorsaak, soos wat hulle dit ken, soos wat ons dit ken. Natuurlik kernwapens, en die video's gaan nou speel in die video van hoe dat kernwapens, wat kan gebeur? Jy weet, daar is tans 15.000, daar was in die laat 80s, was daar 70.000 kernwapens. Suid-Afrika het 6 kernwapens besit. Dit was gedismantel gewees in 1991, en baie van die ander kernwapens, sê hulle is gedismantel. Die wêreld het nou omtrent so 15.000 kernwapens. En as u wil weet wat 'n kernwapen is, kyk na die atomiese bom, die atomic bomb wat geval het in Japan op Hiroshima en Nagasaki. Die devastasie wat dit veroorsaak het, die ontwrigting, die dood, die moord, daar's niks so lelik, so brutaal, so onmenslik soos daardie bomme nie. En die bomme wat vandag gemaak word, ek het 'n preek op YouTube, kernwapens in die Bybel. Die Bybel praat van kernwapens, baie duidelik, tot van kernuitval, tot van kern, the cloud and the nuclear winter en al daai dinge. Die Bybel praat van veral die kernstof en wat dit doen ensovoorts, en gaan kyk gerus, en dis maar net 'n gedeelte van wat die Bybel sê oor kernwapens op my YouTube kanaal, maar nietemin dat kernwapens, as daar 'n kernoorlog moet uitbreek tussen Noord-Korea veral, is so onstabiel. Daai Kim Jong-un kan enige oomblik net 'n knoppie druk en dis nag in die hele wêreld, want dan sal Amerika reageer, Rusland sal reageer, Pakistan en India is die heeltyd, hulle het kernwapens en hulle kan seker nie wag om dit te gebruik om mekaar te skiet nie. Hulle sê dat daar gaan 'n kernwapenoorlog plaasvind, en wanneer so 'n kernwapenoorlog plaasvind, is dit natuurlik 90% van die wêreldse populasie, en ek sal die video aanhaal en insit waar ons nou hieroor praat. As daar kernwapenoorlog moet uitbreek tussen die verskillende lande, sal 90% van die hele mensdom sal vergaan. Wel, die woord van die Here haal baie naby daai gedeelte aan. Weet jy dat die woord van die Here sê in die boek van Openbaring, sal daar ongeveer 75% van die hele mensdom sal hulle lewe verloor. En wees verseker, deel van dit is kernwapenoorlog. Ook sal hierdie wapens, as dit moet afgevuur word, it will shake the earth out of its orbit. So kragtig is hierdie wapens. Nagasaki en Hiroshima, die bomme wat daar plaasgevind het, sal lyk soos 'n sonnaarskoolpartytjie teenoor dit wat vandag bestaan. Vandag se kernwapens, hydrogen bombs, proton bombs en al hierdie ander dinge is by verre vooruit as wat ons gesien het
wat in Nagasaki en Hiroshima gebeur het. Geliefdes, wat ek vir u sê is dat dit is onder andere die kernwapen, daar's die heeltyd hierdie oorlog en gerugte van oorlog, presies wat die Here Jesus Christus gesê het, daar sal wees. En daar kom 'n tyd wanneer daar absolute oorlog sal wees. Dit gaan gebeur. Derde wêreldoorlog gaan uitbreek. Die Bybel praat daaroor vir in die toekoms. Since the dawn of the nuclear age of the 1940s, global stability has rested on a certain set of assumptions. Most of the world's nuclear capability was split between the US and Russia, and the umbrella of American protection meant that its allies didn't have to develop nukes of their own. That appears to be changing. President Trump has famously been less hawkish about standing up to Russia. Now the European Union is reportedly considering a nuclear deterrent of its own, and sharing France's weapons between member countries. The situation in Asia is even more unsettled. North Korea is fanatically pursuing its own arsenal of nuclear-tipped ballistic missiles. On Monday, it test-launched 4 of the rockets into the ocean, just 200 miles shy of Japan. And the American president has unconventional ideas about how Japan should prepare. North Korea has nukes. Japan has a problem with that. I mean, they have a big problem with it. Maybe they would, in fact, be better off if they defend themselves from North Korea. Maybe we would be better off, including with nukes, yes. All of this has experts worried about an era of renewed nuclear threat, from jittery states and rogue actors who might seize on the instability. Among those sounding the alarm is William Perry, who served as Secretary of Defense under President Clinton. Bill Perry has spent most of his life watching the world prepare for nuclear war, and he thinks we aren't nearly as scared as we should be. I think the professionals in the field have a pretty good understanding of the impact of the use of nuclear weapons, but the general public certainly does not, and many of our leaders do not. Out of the 10,000 nuclear weapons that are in the possession of the military, roughly 1,800 are on alert. En die ander ding wat natuurlik ook volgens hierdie spesifieke webtuiste wat ook 'n probleem is vir dat ons so naby aan die middernag is die gevolge van AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence, jy kan gaan kyk op my vorige YouTube video's, speel 'n groot rol in die eindtyd. Die anti-kris gaan AI gebruik. Natuurlik, die beeld wat begin praat in Openbaring. Wat se beeld dink jy is daarin? Ek is van die oortuiging, en as jy die konteks mooi bestudeer, sal jy sien dat dit is 'n gees wat aan hom gegee word soos 'n mens, en hy word lewendig, en hulle het aan hom, hulle het hom gemaak ensovoorts, en daar's 'n preek daarop op YouTube beskikbaar wat jy daaroor kan gaan kyk, maar dit is niks anders as AI, glo ek nie. As ook dat die chip wat Bill Gates en ander druk om te wil inplant, en al hierdie dinge, daar's soveel dinge wat ek met u kan deel, speel 'n groot rol. Nou is daar die deepfakes, en ek sal 'n video vir u opsit hier op YouTube, laat u daarna kyk. Wat is deepfakes? Enige iemand kan nou, of nie enige iemand, hierdie mense wat in die diep internet is, kan 'n deepfake maak, waar hulle stemme en die beeld namaak presies, soos byvoorbeeld president Donald Trump, waar daar 'n video iewes skielik sal verskyn, en dan's dit Donald Trump, ek sê nou in hakkies, Donald Trump is nie regtig hy nie, maar dit lyk soos hy, dit klink soos hy, dit is hy wat sê, there's a nuclear threat, en hy kondig aan 'n kernwapenoorlog. En wat dink jy, wat gaan gebeur as Rusland so 'n video moet kry, of so 'n threat moet kry? Hulle gaan eers skiet, en dan is die wêreld gedompel in oorlog. So deepfakes volgens hierdie berig speel ook 'n baie groot rol. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men
Neil Armstrong, and Edwin Aldrin know that there's no hope for their recovery. They also know that there is hope for mankind in their sacrifice. They will be mourned by a Mother Earth that dared send 2 of her sons into the unknown. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time. Jordan Peele created this fake video of President Obama to demonstrate how easy it is to put words in someone else's mouth. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Not everyone bought it, but the technology behind such frauds is rapidly improving, even as worries increase about their potential for harm. This is your Bloomberg Quick Take on deepfakes. Deepfakes, or realistic-looking fake videos and audio, gained popularity as a means of adding famous actresses into porn scenes. Despite bans on major websites, they remain easy to make and find. They're named for the deep learning artificial intelligence algorithms that make them possible. Input real audio or video of a specific person, the more the better, and the software tries to recognize patterns in speech and movement. Introduce a new element like someone else's face or voice, and a deepfake is born. It's actually extremely easy to make one of these things. There were just some breakthroughs from academic researchers who work with this particular kind of machine learning in the past few weeks, which would drastically reduce the amount of video you need actually to create one of these. Programs like FakeApp, the most popular and widely available for making deep fakes, need dozens of hours of human assistance to create a video that looks like this, rather than this. In August, researchers at Carnegie Mellon revealed software that accurately rendered not just facial features, but changing weather patterns and flowers in bloom. This advance is not yet available to the public. But with increasing capability comes increasing concern. This is kind of fake news on steroids, potentially. We do not know of a case yet where someone has tried to use this to perpetrate a kind of fraud or an information warfare campaign, or for that matter, to really damage someone's reputation. But it's the danger that everyone is really afraid of. In a world where fakes are easy to create, authenticity also becomes easier to deny. People caught doing genuinely objectionable things could claim evidence against them is bogus. Fake videos can also be difficult to detect, though researchers around the world and at the US Department of Defense have said they're working on ways to counter them. The Bulletin believes the mix of nuclear weapons, climate change, and disinformation have moved humanity closer to Armageddon than ever before. Hulle is nie as Christen en hulle haal 'n Bybelse naam aan. And so we sit at 100 seconds to midnight. AP News haal hulle ook aan, BBC News haal hulle aan soos julle kan sien op die skerm.
En hier vra of hier sê Wikipedia vir ons wat sal gebeur tydens 'n kernwapenoorlog. Besides the immediate destruction of cities by nuclear blast, the potential aftermath of a nuclear war could involve firestorms, a nuclear winter. Hoekom? As gevolg van die hitte en die rookstof wat die hele aarde bedek, sodat die son glad nie kan inskyn nie, en die aarde word gedompel in omtrent 'n 2 dekade lange winter. 'n Nuclear winter, en die sneeu wat val, is nie gewone sneeu nie, dis kernuitval, dis kernstof wat val. Widespread radiation, ek het vergeet wat jy Afrikaans noem vir radiation, dink is anyway, sickness from fallout and or the temporary loss of much modern technology due to the electromagnetic pulses. Met ander woorde, daar is selfs bomme, en Israel besit ook een van hierdie bomme, is 'n EMP, electromagnetic pulse bom, wat niemand doodmaak nie, maar hy word hoog in die lug afgeskiet, en mense gaan kyk die kernwapens video op YouTube, maar hy word hoog in die lug afgeskiet, en dan word alle internet, alle krag word heeltemal afgesny, onmiddellik. Daar's lande wat hierdie tipe bomme besit. Die verkeerde ou druk die verkeerde knoppie, soos tydens amper met die Cold War gebeur het. Amper het daar 'n kernwapenoorlog plaasgevind. Maar nietemin, en dit sal die einde wees van die mensdom volgens Wikipedia. Nou, daar is 'n webtuiste wat ek wil, en ek beweeg nou aan, die is profesie aktueel, net om vir u te wys, waar staan ons, en daar is baie waaroor ons kan gesels. Soos ek sê, my voorstel is baie lank, maar ek sal dit in 2 dele opdeel as die Here wil. Maar daar is 'n webtuiste met die naam van Versiek Maplecroft, ek hoop ek spreek hom reg uit, en hulle sê 47 countries witness surge in civil unrest trend to continue in 2020, en hierdie is gepubliseer in die begin van 2020. Ons kyk na die Mail Online het gepubliseer, en hierdie was die 16de Januarie van 2020, toe sê hulle, nearly 40% of countries around the world will face civil unrest in 2020, with flashpoints predicted in 75 nations, study warns. News report states that 47 countries around the world saw civil unrest last year, but that figure could rise to 75 in 2020. En hulle het gepubliseer in Januarie. Geliefdes, het dit nie reeds gebeur, en nog meer nie. Hong Kong and Chile deemed the world's riskiest location for severe protest. Venezuela, Iran and Libya are considered a greater risk of civil unrest. En ek kan by elkeen van hierdie lande stil staan. Hong Kong begin hulle vryheid verloor. Jy het gesien die opstande, hoe dat Hong Kong begin, mainland China wat weer hulle greep op Hong Kong plaas, en daar is, mense word gearresteer, daar sterftes, en China begin weer om Hong Kong totaal te domineer, soos wat dit die begeerte is van China om die wêreld te domineer, het hulle begin met dit, en daar is unrest in Venezuela, met die 2 governments, vergeef my Engels, in Venezuela, Iran, die opstande in Iran van hulle eie mense wat teen die Ayatollahs opstaan en sê, ons soek julle nie meer nie, en dit en dat. In Libië, waar daar ook van Haftar en van die ander government van Tripoli en die ander ene van Benghazi, waar daar 2 regeringsstelsels is in een land, Libië. En is interessant om te weet dat Libië speel 'n prominente rol in Bybelprofesie. Hoekom? Jesegiel 38:39 kan jy gaan lees van die Gog-Magog inval, en hulle sal saam met Ros, Mesach en Tubal, sal Libië, een van Put, sal saam inkom in die land van Israel inval op die einde van dae. Dit moet nog plaasvind, en ons sien hierdie totale civil unrest en hierdie totaal en alle clash binnekant, vergewe my Engels, maar die clash binnekant die nasie van Libië, en Libië speel 'n prominente rol in Bybelprofesie. Turkye speel 'n prominente rol in Bybelprofesie. Erdogan, die koning van Turkye, wat dink hy is die sultan,
En ons kan later bietjie daaroor gesels, maar kom ek sê vir die Turkye speel 'n baie groot rol in Bybelprofesie. 'n baie groot rol in Bybelprofesie. Maar hoe hulle selfs ook met Turkye inmeng en Turkye wat met Libië inmeng en Griekeland wat met Libië inmeng en Libië en Turkye en Rusland en ander lande wat Israel op die einde van dae in kluis Iran gaan inval tydens die Gog en Magog oorlog. Ons sien hier die dinge voor ons afspeel. Dan is die vraag, hoekom is ons nog so stil? En hier het ek verskillende prentjies, jy kan sien daar op die skerm vir die wie op YouTube gaan kyk. Riot police using pepper spray and umbrellas. Dan sien ons daar van Hong Kong. Ons sien daar in Beirut, dis in Libanon. Libanon is daar net soveel civil unrest. Hoekom? Want mense wil Hezbollah, vergewe my, die citizens, al my studies is altyd in Engels. Die citizens soek nie Hezbollah nie. En Hezbollah speel ook 'n rol in Bybelprofesie. Die woord van die Here verduidelik vir ons hoe dat die heerlikheid van Libanon gebreek gaan word aan die einde van dae, hoe dat die Here 'n oordeel oor Libanon gaan bring. Maar ons sien hoe dat hierdie land verdeeld is as gevolg van Hezbollah wat hulle verdruk, en ek het 'n preek lank terug gepreek wat ook op YouTube beskikbaar is, Profesie Aktueel. Ek dink gerugte van oorlog waar ek oor Hezbollah praat. Ons sien in Iran waar daar hierdie absolute unrest is. Ons sien ook in die Shiitiese en die Shiities en die Sunni Muslim wêreld, hoe dit daar nog al die jare is daar hierdie beklei tussen die Shiites, naamlik Iran, en die Sunnis, soos byvoorbeeld Turkye, hoe hulle net nie kan saamstaan en hoe daar oorlog en alles in Irak en in Iran en so aan, waar daar hierdie heeltemal 'n clash is. En geliefdes, ons kan aangaan, kyk wat tans in Amerika gebeur met die BLM movement. Kyk hoe dat Suid-Afrika, kyk na al die lande, dit lyk of die wêreld hulle koppe verloor het. Is dit nie die waarheid nie? Wat probeer jy vir my sê, Dion? Ek probeer vir jou sê, maak jou oë oop. Selfs in Israel, die Jerusalem Post sê 1,000 protest across Israel against Netanyahu amid coronavirus pandemic. As they continue to quarrel among themselves, 1 million people are waiting for security and justice. We do not have time to wait. We have no air to breathe, protest organizers said. En nou sê die protest organizers call on police to halt use of water cannons, want die water cannons maak hulle baie seer. Maar hoe dat selfs daar in Israel, die liberale in Israel, hoe dat hulle sê, we do not want Netanyahu. We want him removed from office. We want him removed from his palace. En dit is Netanyahu deur die genade van die Here wat die land gebring het, waar hy is, nie hy nie, maar dis die Here. U verstaan my hart wat ek probeer sê. En hoe hulle vir ook Benjamin Gantz, hoe hulle hom eerder wil hê. Nou, onthou jy dat lang terug het ek 'n preek gepreek, is ook Profesie Aktueel op my YouTube kanaal, waar ons gepraat het oor die Messiaanse ryk en Israel se politiek. Daar gaan 'n tyd wees wanneer die twee Bibis, die twee Benjamins, wanneer hulle saam gaan wees en saam gaan regeer, en dan is die tyd van die koms van die Messias net voor die deur. Nou wat daai ou bedoel het met die Messias, weet ons nie of hy bedoel het met die ou wat het gesê het en gesien het. Ons weet nie of verwys hy na die Messias. Dit kan nie die regering van Jesus wees nie dadelik nie, want eers moet die afval kom, die mens van sonde geopenbaar word, en dan sal die Here Jesus, u ken daai skrifgedeelte 2 Tessalonisense 2 en Daniël 9:27 ensovoorts. Maar ons sien die hele wêreld, wat in totaal en alle chaos gedompel is. Is dit nie daarom dat Jesus sê, as die seun van die mens wanneer hy weer terugkom na die aarde, sal ek nog hierdie geloof vind? Sal ek nog die geloof op die aarde vind? Want onder al hierdie proteste en onder al hierdie geweld en onder al hierdie dinge is die naam van Christendom word so maklik aangehaal. Nou nie in al die lande nie. Hierdie is 'n gedeelte wat ek sal aanhaal met my volgende aktuele uitsending, 'n Great Reset van die World Economic Forum, maar ek sal hom volgende keer aanhaal. Waarby ek vanmôre wil uitkom vir 'n oomblik en gaan stil staan, is oor hierdie beweging wat aan die gang is, wat ons sien nou in die wêreld. Wat begin het in Amerika deur een sportsman, en hoe dit verder gevoer was
En nou het dit 'n beweging geword waarin soveel deelneem in. Dit is getiteld Black Lives Matter, die BLM movement. Soos jy kan sien op die skerm op YouTube, where does taking a knee come from? En jy sien die prentjie daar, en jy sien aan die onderkant, protesters around the world have been taking a knee at demonstrations following the death of George Floyd in police custody in the state of Minnesota. The UK Foreign Secretary has been criticized for wrongly saying the gesture seemed to be taken from the TV show Game of Thrones. Lyk vir my daar is 'n koneksie tussen die Game of Thrones en die BLM se beweging wat hulle hande ophou en op hulle een knie gaan. Nou geliefdes, ons gaan nou verder aangaan, maar ons sien hoe dat selfs polisie in reg oor die wêreld, hier sien jy 'n prentjie van hoe dat die polisie in Engeland spesifiek, hoe dat government officials, hoe dat hulle knie buig voor hierdie beweging om te sê, ons erken dit, ons bely dit, en selfs in Suid-Afrika, hierdie is een prentjie van klomp, en net News24 het hierdie op die 18de Julie gepubliseer, pictures, Graham Smith, Makaya en Tini side by side taking a knee for Black Lives Matter, en ek sien ook vir François Pinaar, daar tussen hulle, en ander sportshelde wat daar, hulle knie buig, hulle hand in die lug en ophou, en sê dat ons vat, we take a knee for the BLM movement. Hoekom sê jy al hierdie dinge, Dion? Ek wil jou na 'n plek toe vat, dat jy kan verstaan wat is agter al hierdie dinge wat ons sien in die wêreld. En ek gaan nou vir u dit beskryf, die waarheid agter die BLM, en die gees agter die BLM, die Black Lives Matter movement. Maar ek wil vir u eers sê, Jesus Christus het lankal die debat gefinaliseer en afgehandel oor wat se lewens maak saak. Hy het gesê in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wie in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek wil vir u sê, dat so lief het God die wêreld gehad, nie white lives nie, nie black lives nie, nie pink and purple en allerhande ander kleur lives nie, but God so loved the world, settled. In Handelinge 17:26 sê hy, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Dit is alle lewens wat saak maak. Die feit dat jy sê Black Lives Matter, wat van White Lives, wat van Asian Lives, wat van al hierdie ander lewens, is dit nou net Black Lives? Dis hoogmoed, dis duiwels, ek gaan nou vir die wys, dis duiwels, en dit is absolute gruwel in die oë van die Here, en dan kry jy mense wat hulle knieë daarvoor buig, en sê, ja, ons doen dit, want jy sien, die God van hierdie wêreld het die harte van baie mense verhard, en hulle sinne verblind, en hulle hart begin maak, en 'n sluier oor hulle oë getrek het, en hulle kan onderskei nie. Jy sien, dit is die probleem in die tyd waar ons lewe, dat mense het nie meer regtig onderskeid nie. Ek kom met soveel gevalle, geliefdes, vertrou my as ek dit vir u sê, ek kry met so baie gevalle te doen, waar ek verstom staan, oor hoe mense, Christene, ons praat nou van die Christendom, feitelik so baie, amper geen onderskeid het nie. Dan praat ek nie eers van die gawe van, ek praat van normale, openlike onderskeid. En weet jy wat? Dit is tyd dat ons weer op ons aangesig val en die Here se op ons aangesig val en die Here soek. Dat ons gees weer kan sensitief wees. Maar luister baie mooi wat ek vir u sê. Die gees van dwaling is al reeds baie sterk aan die werk in hierdie laaste dae. Die woord sê het vir ons baie duidelik, gaan dit meer en meer gebeur. Ons sien hoe dat selfs predikers, ek praat van prominente en bekende predikers
in Amerika en ander plekke waar hulle 'n standpunt eens ingeneem het om teen sekere sondes te spreek, om teen sekere dinge te preek, hoe hulle nou sê ek is jammer ek het daarteen gestaan. En hulle versag en hulle verkoel en hulle gaan raak koud en hulle gaan sit by die tafel van die wêreld. Ek wil vir u sê dat ons moet weer op 'n plek kom waar ons kan onderskeid hê. En as jy, en wat ek by dit wou gesê het, is die God van die mammon, die God van geld. Hou baie mense verblind, want het is lekkerder om die kontrak teen geld te en jou knie te buig, en ag, dis okay, gaan aan, en jy besef nie waarvoor jy eintlik jou knie buig nie. Kom ons kyk gou op die skerm op YouTube, ongelukkig Facebook, julle kan nie nou sien nie, julle sal later op YouTube moet gaan kyk. Die New York Post het hierdie post geplaas die 25ste Junie van hierdie jaar. Die co-founder, hoor wat sê sy? Black Lives Matter co-founder describe herself as trained Marxist. Nou wil ek vir sommige van julle vra, veral vir die jonger mense en vir die ouer mense, wat is Marxisme? Jy sien, ek voel al 'n geruime tyd in my hart, ek wil 'n hele DVD daaroor, as ek sê DVD bedoel ek 'n presentation, uitbring oor Marxisme, liberalisme, kommunisme, sosialisme. Mense weet nie wat dit is nie. Mense het nie 'n klou wat dit is nie. Maar sy sê Black Lives Matter co-founder describe herself as a trained. Die stigter, een van die co-stigters van die BLM movement sê I'm a trained Marxist. Nou vra ons die vraag, wat is Marxisme? En ons sien daar in 'n Westopedia, ek het sommer die eerste description opgesit, maar daar is baie meer te sê. Ek gaan 'n video insit dat jy kan sien wat is Marxisme. What is Marxism? Marxism is a social, political and economical philosophy named after Karl Marx, which examines the effect of capitalism. Wat is kapitalisme? Mense weet nie eers wat dit baie mense weet nie eers wat dit is nie. On labor, productivity and economic development, and argues for workers' revolution to overturn capitalism in favor of communism. Marxisme is niks anders as communisme nie. As jy wil weet hoe lyk communisme, gaan kyk na die USSR, gaan kyk na China, hulle sê hulle is nou 'n bietjie meer oop, maar gaan kyk na Noord-Korea, kyk na Venezuela, kyk na Zimbabwe onder die regering van Mugabe, en ek seker af van nou nog, gaan kyk kyk na Fidel, Castro Fidel, dis communisme, en wys my een land waar communisme gewerk het, waar dit goed is, en nee. Dit vat al jou vryheid weg. Dit forceer jou om 'n slaaf te wees van eintlik 'n gesentraliseerde mag. En dit maak jou, dit vat jou jou goddelike, jou gawe, jou talente, jou innovation, dit vat dit weg. Marxisme. Dis dood. Dit beteken om deel van communisme is om die rebelle, hulle wat sê nee, ons hou nie hiervan nie, om hulle dood te maak. Marxism, it's a ideology, it's a philosophy. En dat het nog nooit gewerk nie. Ideas have consequences, sometimes good, sometimes bad, and sometimes catastrophic, like the ideas of Karl Marx. Born in Trier, Germany in 1818, Marx didn't invent communism, but it was on his ideas that Lenin and Stalin built the Soviet Union, Mao built communist China, and innumerable other tyrants, from the Kims in North Korea to the Castros in Cuba, built their communist regimes. Ultimately, those regimes and movements calling themselves Marxist murdered about 100 million people and enslaved more than 1 billion. Marx believed that workers, specifically those who did manual labor, were exploited by capitalists, the people who owned, as Marx put it, the means of production, specifically factories, but who did very little physical labor themselves. Only a workers' revolution, Marx wrote in Das Kapital, could correct this injustice. What would that revolution look like? Marx and his collaborator Friedrich Engels spelled it out point by point in the Communist Manifesto. It included the abolition of property and inheritance, and the centralization of credit, communication, and transport in the hands of the state, and a lot more along the same lines.
In other words, the state owns and controls pretty much everything. This notion was widely discussed and debated in European intellectual circles during Marx's lifetime, but nothing much came of it until Vladimir Lenin took power in Russia in 1917. This changed everything. Despite its repeated economic failures, Lenin's Russia, which became known as the Soviet Union, became the model for dictators around the world. Wherever Marx's ideas were practiced, life got worse. Not by a little, but by a lot. There is not a single exception to this rule. Not the Soviet Union, not Eastern Europe, not China, not North Korea, not Vietnam, not Cuba, not Venezuela, not Bolivia, not Zimbabwe. Wherever Marxism goes, economic collapse, terror, and famine follow. So, if cataclysmic failure, meaning terrible human suffering, is the inevitable legacy of Marxism, why do so many people, and now especially young people, defend it? The most common answer Marxism's advocates offer is that they, whoever they are, Lenin, Stalin, Chavez, never really practiced Marxism. They all somehow got it wrong. Marxism, we are told, is, at its essence, about sharing what we have, from each according to his ability to each according to his needs, as Marx put it. Maybe that sounds good to you, but what does it mean? Who determines ability? Who determines need? The answer is the state, the ruling elite. Under Marxism, that's who has all the power. That's why the truth is this. Marxist dictators like Lenin, Mao, and Pol Pot really did get Marxism right. They wanted absolute power, and Marxism gave them the way to get it. En ons sien hier in hierdie berig die New York Times, hier is gepubliseer in July the 13th, met ander woorde nou onlangs, die New York Times het hierdie gepubliseer, jy kan het self gaan opsoek, dat jy kan sien. George Soros Foundation pours $220 million into racial equality push. Mr. Soros will invest $150 million in grants for black-led racial justice groups and another $70 million towards local grants for criminal justice reform and civic engagement opportunities. George Soros, wat ook 'n communist is, wat die demokrate finansier in Amerika, wat 'n absolute vyand is van die mensdom, help met die finansiering van hierdie civil unrest. Want jy sien, deur oorloë en deur civil unrest is daar baie mense wat geld ook maak. En onder andere is Soros, wat 'n Jood is, ongelukkig, maar absoluut boos. En jy kan meer oor hom gaan lees en meer oor hom leer, absolute communist hierdie man, 'n vyand van die mensdom. En ek wil vir u sê dat dis tyd dat dat mense moet wakker word. Nou hierdie was die 15de Junie gepubliseer van 2020, nou onlangs. Hoor wat sê hierdie berig, en ek gaan deur hom werk van die Black Lives Matter. Hierdie opskrif sê Black Lives Matter is a spiritual movement, says co-founder Patrisse Cullors. Met ander woorde, hierdie vrou, die co-founder wat nou net gesê het, sy is 'n trained Marxist, 'n communist, sy erken dit. Sy bely dit, sy sê ons is dit. Sy sê the Black Lives Movement is a spiritual movement. Kom ons lees hierdie berig deur, gedeelte daarvan. Part of our calling as people who do this for Black lives is to lift our people up, both in their living but also in their dead, Cullors sê. So met ander woorde, sy sê hierdie Black Lives Movement is om mense op te lig terwyl hulle lewe en alhoewel hulle klaar gesterf het. They need to lift our folks up to feel incredibly spirit-driven for me. Nou gaan sy aan, nou gaan hierdie berig aan en hy lees as volg. Abdullah en Cullors, dis die founders, deel van die founders, touched on the practice of calling out names of the victims that they advocate for in protest and demonstration. It's a kind of way to invoke their spirits, Abdullah said. Abdullah, een van die co-founders van die BLM movement is, we call out their names while we're protesting and so we invoke their spirits. Ek tog dis 'n gewone protes hierdie. Dit is baie dieper as dit. Jy sien daar's 'n gees agter elke motief.
Luister mooi wat ek vir u sê. Daar's 'n gees agter elke motief. Uplifting the names of victims go beyond creating hashtags, Color said. It is literally almost resurrecting a spirit so they can work through us to get the work that we need to get done, she said. So, met ander woorde, hulle wie gesterf het tydens die BLM movement, hulle roep hulle name op tydens 'n ritueel. Ek gaan nou vir u sê wat is deel van 'n ritueel, en wanneer hulle name oproep, they try to invoke the spirits, sodat deur hulle, hierdie geeste van George Floyd en al hierdie sogenaamde geeste van hulle, deur hulle kan werk en opereer om die doel en om dit te bereik wat hulle wil bereik. It is literally resurrecting the spirits. By highlighting their names, Color said, she feels personally connected and responsible and accountable to them. Who's they? The spirits, the deceased. Both from a deeply political place, but also from a deeply spiritual place. En luister mooi wat ek sê, jy gaan hierdie BLM movement sien groei oor die wêreld. Dis klaar wêreld, daar's oralste. In Suid-Afrika, sportsterre wat hulle knie daarvoor buig, sports, sogenaamde helde wat uitlatings daaroor maak, en wat the join, hier sê, hier verduidelik, en dan is mense, dan sê hulle is Christene. Luister wat is die gees agter hierdie ding. Nou kan hulle sê, ja, maar ons invoke nie die spirits nie, but the co-founders are keeping your eyes blind. Hulle hou julle oë toe vir die wat deel is van die BLM movement, want daar's 'n gees agter dit, wat oorgedra word. Colors touched on West African traditions that center on remembering ancestors. Ons in Suid-Afrika weet wat voorvadergees aanbidding is. Jy weet, ons is hier naby aan 'n plek, een van die grootste plek, of die grootste plek, wat voorvadergeeste op elke dag aangeroep word, hier naby Moria, of by Moria. I feel like part of the story in the building of BLM was about remembering. And remembering our people, not based off of a white supremacist memory, which would be about slandering them and putting their names in a newspaper and showing their mugshots, she said, but instead remembering them from the place that their mothers and their fathers and their family would want us to remember them in. Colors who grew up as a Jehovah's Witness. She said was always someone who was almost obsessed about our black ancestors. I wasn't raised with honoring ancestors. As I got older and started to feel like I was missing something, ancestral worship became really important, she said. So sy doen voorvadergees aanbidding. The woman also touched on their tradition of praying and pouring libations during demonstrations. Nou wat is pouring libations? Wanneer hulle hierdie ritueel uitvoer, wanneer hulle hierdie spirits van die ancestors wat dood is invoke, sê die co-founders van BLM, wat natuurlik hierdie movement dryf, wat reg oor die wêreld plaasvind, probeer hulle hierdie geeste in hulle self kry, en om hulle te aanbid, en libations, waar hulle water of drank uitgiet op die grond, terwyl hulle name aanroep, of ryskorreltjies, of ander, soos towerkuns, baie wat ons in die Afrika towerkuns sien, met sangomas en so aan, wat hulle dit uitgooi, en hulle roep die name aan, dit is uit en uit heksery, en dit is uit en uit demonies. In a June 9 article, The Fight for Black Lives Spiritual Movement, Heba Farak, Assistant Director of Research at the USC Center for Religious and Civic Culture, examined how Abdullah led a group of demonstrations in a ritual at a recent protest outside of Los Angeles major area, en dan sê hy waar dit is. As part of the ritual, people recited the names of those taken by state of violence before their time. Ancestors now being called back to animate
their own justice. So hulle roep hulle wie gesterf het, roep hulle op en sê, kom, neem julle, take justice. As part of ritual, people recited their names, soos ek nou net gesê het. After each name, Abdullah poured out libations on the ground as the group in return chanted Asay. The Yoruba term is often by practitioners of Ifa, a faith and divination system that originated in West Africa, Farag wrote. Abdullah on Saturday said it took her almost a year before she realized Black Lives Matter was much more than a racial and a social justice movement. At its core, it's a spiritual movement, she said. Carlos said it became clear to her they needed spiritual protection, and Black Lives Matter was targeted by the right, by the police and the neo-Nazis. To Carlos, she wouldn't be able to do this work without spiritual practice. Nou weet jy wat sê die woord van die Here oor hierdie? Hy sê in Deuteronomium, hy sê as jy kom in die land wat die Here jou God jou sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan, wat met waarsêry, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met beswering aangaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwe vra of 'n gees van waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie. Geliefdes, dis presies wat die BLM movement is, dis heksery, dis witchcraft. En ek wil vir u sê dat ons leef in hierdie tyd waar dit voor ons oë gebeur, waar die duiwel nie meer sy agenda wegsteek nie, en waar dit voor ons oë plaasvind. En ek wil vir u sê, dat waar ons sien, dat dit oralste neem 'n deel, het gaan net erger word, want jy sien die gees van die antichrist is al reeds in die werk. En weet jy wat gebeur nou? Nou sê hulle vir die mense, buig julle knie op een knie, wat eintlik uit Egipte ook uitkom. En uit Game of Thrones blykbaar haal daar een nou aan, of het so is, weet ek nie, ek ken nie Game of Thrones nie, nog nooit gekyk nie, so ek weet nie wat daar aangaan nie. Maar, dat hulle 'n knie op hulle knie moet gaan en dit erken. En dan doen hulle dit. Waar Filippense 2 vers 9 sê, daarom het God hom, praat van Jesus, ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, en die wat op die aarde, en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Ek wil vir u sê, my knie sal nie buig voor 'n afgod nie. My knie sal nie buig voor hierdie movement of enige ander movement nie. My knie buig in aanbidding voor die Here Jesus Christus van Nasaret alleenlik, en so sal dit wees, al kos dit mense eie lewe. I will only bow before the Lord Jesus Christ of Nazareth, before no one else, before no other movement. I will only bow to the moving of His precious hand. That's the only movement I will bow. Jy sien, die wêreld beweeg stadig na gesentraliseerde gesag. Ons sien hoe dat die LGBTQ, pedofiele, die lesbian, transgender, jy weet die bisexual en die gay en pedofiele movement, hoe dat hulle wil hê, jy mag niks oor dit sê nie, jy moet dit respekteer. Eindelik jou knie daarvoor buig. Ons sien hoe dat die BLM movement, jy mag niks daar, jy moet dit net respekteer en jou knie daarvoor buig. Ons sien hoe dat al hierdie goeters wat plaasvind, soveel dinge, soveel seksies van dinge wat plaasvind, en ons mag niks sê nie, want anders te word ons geklassifiseer as haatspraak, as bigots, as wat ook al. Dis net soos wat, en ek wil vanmôre daarmee afsluit, dis net soos in Daniël. Die woord van die Here sê vir ons in Daniël 3, dat Sadrag, Mesach en Abednego, die vraag is, Daniël, waar is jy in Daniël hoofstuk 3? As jy Daniël 1 en 2 lees, hoor jy oor Daniël. Verder lees jy van Daniël. In Daniël hoofstuk 3, sien jy nie vir Daniël nie. Waar is Daniël? Waar is Daniël? Die woord sê nie vir ons nie. Jy sien, is 'n tipe van die wegraping. En ek het daaroor gepreek in 'n vorige geleentheid, en is ook op YouTube beskikbaar.
Want daar was 'n goue beeld gewees, net soos wat daar in die boek van Openbaring is, 'n beeld. En die hele wêreld is geforseer om voor hom te buig, en as niemand gebuig het nie, sou hulle doodgemaak gewees het. Net soos met Daniël, hulle met Sadrag, Mesach en Abednego, sy 3 vriende. Hulle het gesê, buig voor hierdie beeld, wanneer hulle die geluid van doedelsak en fluitinstrumente en so aan, moet julle buig voor hierdie beeld wat koning Nebukadneser opgerig het, en as julle dit nie doen nie, sal julle onmiddellik in die oond gegooi word. En raai wat gebeur, want daar was allerhande volke en nasies en tale, sê die Bybel, dit was nie net die Kaldeërs nie, dit was al die ander, daar was baie nasies wat Nebukadneser verower het en hulle na Babylon weggelei het. En maar daar was 3 Jode, Sadrag, Mesach en Abednego, terwyl almal buig, ek weet nie hoeveel, ter duisende, moontlik miljoene mense was daar nie. Toe hy hierdie groot goue beeld gemaak het, toe hy sê buig en die hele wêreld buig en erken terwille van hulle eie lewe, toe staan daar 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, en hulle kyk net. En toe word hulle gevang en na die koning toe gebring, en hy sê dit met opset dat julle nie gebuig nie. Dit gaan nou, dat julle nie buig nie. Dit gaan nou weer gebeur dat die geluid van 'n trompetgeluid en doedelsak en al hierdie instrumente gaan speel, en wanneer julle dit hoor, moet julle se muur neerbuig en hierdie beeld aanbid. En hulle sê vir hom, koning, ons sal nie voor jou beeld buig nie. Ons sal nie voor jou beeld buig nie. Hy sê, al kos dit ons lewe, maak nie saak wat nie. Eindelik wat hulle vir die koning gesê het is, jou ma, koning. Koning Nebukadneser se gesig het verander, sê die Bybel, en hy het bevel gegee dat die oond 7 keer warmer gemaak geword het, en hy het hulle daarin gegooi, maar God het hulle bewaar. God het hulle bewaar te midde van die hitte, van die stryd, van die teenkanting, van die absolute onmoontlikheid. God hulle bewaar. Hoekom? Omdat hulle standpunt ingeneem het vir die Here, waar hulle gesê het, eintlik het hulle gesê, ons sal buig net voor die Here van die leerskare. En toe koning Nebukadneser so in die vuur inkyk, sien hy, vra, het ons nie 3 manne daarin gegooi nie, wie is die 4de ene wat se voorkom soos 'n gode seun lyk? En hy het hulle laat uitkom, hulle kleure het nie eers geruik soos rook nie, daar was geen merk of geen geskroeide haar op hulle lyf nie. En wat was dit gewees wat gebeur het? Die Here Jesus Christus in die Ou Testament geopenbaar, wat saam met hulle ronddans in die vuur en hulle beskerm en hulle bewaar en hulle vashou, dat hulle nie moet doodgaan nie. So het die Here hulle onderneem. Hulle het vir die koning Nebukadneser gesê, koning, al moet ons sterf, al gaan ons, dan doen ons dit, maar ons gaan nie buig nie. Hoekom? My vraag is, hoekom buig daar soveel kinders van die Here? Hulle knie voor die druk van God, van Mammon, om kontrakte te kry. Hoekom aanvaar soveel sogenaamde Christene bribes? Dink jy nie jou God is groter as 'n bribe nie? Dink jy nie hy kan vir jou voorsien nie? Hoekom aanvaar soveel Christene en spreek nie uit? Hoekom het soveel predikers? Mense, daar's predikers in hierdie land wat massiewe invloed het van agter die preekstoel, massiewe invloed het. Maar mens hoor nie dat hulle iets sê oor die oor hierdie sondes sommer nie, want jy sien, anders te raak het hulle tiendes, anders te raak het hulle sakke, en ek wil vir u sê, hoe begeer ek, hoe bid ek, dat predikers weer aan die brand sal raak vir die Here, en nie sal skaam wees om te sê wat die Here sê nie. Ek word uitgemaak deur ander predikers as gras, en as hulle het geen tyd vir my nie, en ek is dit, en ek is dat, ek word geliefdes, ek wil vir u sê, dat soveel, ek kry, hoeveel mense wat my hel toestuur, predikers wat my baie keer, wat niks met my te doen wil hê, of somtyds, nie altyd, maar wat nie met iets my wil te doen hê nie. Weet jy wat? Hoekom? Hulle het een klag teen my. Ek sê, wat sê die woord van die Here? Dis die enigste klag wat hulle teen my het. Hulle kan my nie beskuldig van hoereerdery en dronkaard, alle goeie. Dis omdat ek sê, so sê die Here. Ek wil vir u sê, dis 'n tyd waar die kinders van die Here moet opstaan in hierdie tyd en sê, ons sal nie ons knie buig voor BLM, voor EFF, voor wat ook al anderste nog nie, KTM,
TMM, ZMM en wat ook al 'n M nog jy wil hê. Ons sal nie ons knie buig nie. Ons sal ons knie slegs buig voor die almagtige God. Ons gaan nie ons knie buig voor geld nie. Ons gaan nie ons knie buig voor bewegings nie. Ons gaan nie swyg te midde van 'n storm nie. Ons gaan nie swyg te midde van wanneer ons weet dinge is verkeerd nie. Spreek uit, wees bold, wees sterk en weet dat die Here sal jou beskerm en jou bewaar in hierdie tyd. Staan vas, want die Here jou God is met jou. Die Here seën vir elkeen van julle. Amen en amen en amen. Amen. Geliefdes, baie dankie dat u nou net na hierdie boodskap geluister het en ek glo dat dit vir u werklik waar baie beteken het. Soos wat ons gesê het en ek ook nou weer sê, soos wat die woord van God vir ons leer, dat daar is net een weg tot die Vader en dit is deur Jesus Christus alleenlik. Daar is geen ander manier nie. Ek gaan jou weer eens vra, jy wat nou na my kyk, as jy nou tot sterwe moet kom, waarheen gaan jy? Dit kan of net die hemel wees of die hel wees. En as jy Jesus Christus nog nie aanvaar het as jou persoonlike saligmaker, redder en verlosser en jou bekeer het na hom toe nie, dan wil ek vir u sê sal jy nooit die poorte van die hemel instap nie. Maar u kan vandag dit verander deur om die hart en lewe oor te gee aan die Here Jesus Christus. Daar waar jy nou na my kyk, daar's niks wat jou werklik verhinder om jou 'n oorgawe te maak en jouself oor te gee aan die Here Jesus Christus nie. Ek gaan 'n gebed bid en ek wil vra dat as jy vandag opreg is, jy wil jou hart en lewe vir Jesus Christus, jy wil vandag 'n oorgawe maak en die Here leer ken en 'n pad met die Here wil gaan stap, wil ek saam met jou bid. Die woord van die Here sê in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, dan sal jy gered word. Ek kan nie dit namens jou bid nie, dis 'n gebed wat jy self moet bid. So ek gaan net 'n gebed bid en die herhaling van hierdie woorde in sigself gaan jou nie red nie, maar dit wat uit jou hart uitkom, waar jy Jesus Christus aanroep as die Here van jou lewe. So ek gaan vir u bid en ek gaan nie vra om saam met my 'n gebed te bid en dit uit jou hart uit te bid saam met my, te glo, te vertrou en te weet dat jou redding lê slegs in Jesus Christus van Nasaret. Daar waar jy is, gaan op jou knie of buig net jou hoof en bid hierdie gebed saam met my. Sê, Hemelse Vader, ek erken ek is 'n sondaar op pad hel toe. Ek het 'n redder nodig. En daar is net een. Sy naam is Jesus Christus. Here Jesus, U het vir my gesterwe, U bloed is vir my gestort, U het uit die dood uit opgestaan, en op hierdie oomblik gee ek myself oor aan U. Here Jesus, ek bekeer my na U toe. Was my skoon met die kosbare bloed. Maak my 'n nuwe mens. En vul my met die Heilige Gees. Van vandag af wil ek U dien en volg. Leer my en lei my. En ek erken nou dat ek 'n kind van God deur die kosbare bloed van Jesus Christus van Nasaret. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, as jy die gebed gebid het en dit is uit jou hart uit, wil ek vir jou sê welkom by die familie van God. Jy het nou net 'n oorgawe gemaak en waar jy die Here Jesus Christus aangeroep het as die Here van jou lewe. Ek wil jou aanmoedig. Sluit by 'n kerk aan wat die woord van God preek, waar daar nie fabels verkondig word nie, maar waar die woord van God gepreek word. Nommer 1, nommer 2 is beweeg tussen geestelike vriende en so aan. En dan nommer 3 is dat gaan na ons webtuiste toe, www.deonallers.co.za. En jy sal gaan sien onder boodskappe is daar 'n boek met die naam, of is daar 'n link, kan ek maar soos die Engels sê, met die naam van Fondasie. Daardie boek is geskryf en hy's gratis aflaaibaar. Hy's geskryf vir nuwe bekeerlinge, maar ook nie net vir nuwe bekeerlinge nie, maar vir mense wat selfs gevorder is in die Here, maar wat graag meer wil leer. Dis 'n 40-dag studiegids wat jou gaan leer, gaan help om te groei in diepte in die woord van God. En ek wil vir jou sê, jou lewe sal nie weer dieselfde wees nie. Dis Bybelstudie daai. So doen 'n 40-dag Bybelstudie saam met my in daai boek en van daar af gaan jy op jou eie aan. Maar gaan download daai boek, hy's gratis beskikbaar, gaan soontoe. En dan wil ek jy ook vra, stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp
of 'n e-pos en vertel vir ons van u oorgawe wat u gemaak het en wat u die lewe aan die Here Jesus Christus oorgegee het. Ons wil graag daarvan weet en saam met u bly wees en weet dat die Here seën vir u. Ek wil u ook aanmoedig, ons stuur weekliks WhatsApp preke uit, preke op WhatsApp. As jy hierdie preke wil ontvang, stuur sommer nou dadelik jou naam en nommer na Maritza Allers toe. Dit is by 076-3733-143. Jy moet haar nommer save op jou foon en vra sê Maritza, stuur vir my die preke en sy gaan vir jou elke week wanneer ons preke uitstuur, gaan sy vir jou 'n preke uitstuur, nuwe preke wat uitkom en so voorts. Stuur dit na die nommer toe op die skerm, na die WhatsApp nommer toe en ons gaan vir jou op die lys plaas waar jy dan weekliks preke gaan ontvang. En ook kan jy by ons YouTube kanaal gaan aansluit onder Dion Allers en gaan kyk, daar is ook oor die 100 preke en boodskappe en musiek en so aan wat ook vir die groot seën gaan wees. Daar staan subscribe, gaan subscribe daar en daar's ook 'n klokkie. Klik op daai klokkie wat u gaan, soos die Engels sê, notify. Dit gaan u in kennis stel wanneer ons nuwe beeldmateriaal op YouTube laai. So gaan sommer nou dadelik doen dit en ek is so opgewonde saam met u. Ek is bly, laat weet vir ons, die Here seën vir u. Amen en amen.